Amen. So groot voorreg wat ons het om weer na die handboek, die ewige handboek van hierdie groot verlosser van ons moet kyk. Ek kan nie dink dat hy kom, die God van die univers kom en hy kom red die mens. Hy bring 'n verlossingsplan vir die mens en hy gee vir ons dit 'n handboek om in te studeer en te sien hoe hy ons kom verlos het. En ons kyk na sy werksverrigting. Nie meer onder die wet nie, Romeine 6 vers 14, ons is nie meer onder die wet nie, maar nou onder die genade, hierdie genade wat gekom het, toe hierdie groot God besluit het, hy kom red die mens, en hy kom en vervolmaak daardie reddingsplan, deur op 'n baie indrukwekkende manier dit te kom illustreer aan die kruis van Golgotha, waar hy self die kruis dra, waar hy self die sonde op hom neem, waar hy self die verantwoordelikheid neem vir die mens, en hy dra daardie sonde en betaal die prys van sonde en dood en maak die mens vry. So dis daarom dat Johannes 8 vers 32 en 36 sê, ken die waarheid en die waarheid sal jou vry maak. En as Jesus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nog Ou Testament, Johannes is die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Christus nog nie gesterf nie en daarom verklaar hy dit so. Ken, as Jesus jou vrygemaak het, gaan jy waarlik vry wees. En hy het ons kom vrymaak. Hy het in ons plek kom sterf. En hy neem die hele wêreld in homself, betaal die skuld van die hele wêreld. Kan u dink hoe groot is hierdie God van die univers, dat hy die hele univers in die holte van sy hand hou. En hy kom demonstreer hoe neem hy die sonde van die hele wêreld op homself en sterf vir die sonde van die hele wêreld. En hy dra daardie kruis tot op Golgotha en word verbrysel ter wille van ons oortredinge. En hy laat ons as dit ware saam met hom sterwe. En hy staan op en skenk vir ons sy lewe. Dit is so belangrik. Hierdie verborgenheid was verborgen vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar, naamlik Christus in jou. As Christus jou lewe is, dan kan jy nie vryer wees as wat vryheid is nie. Dit is nie moontlik nie. Jy is absoluut vry, want Christus nou jou lewe. Maar dit is om Christus toe te laat om in jou te woon, daagliks deur jou meditasie. Meditasie van die mens werk dieselfde as 'n swangerskap. As jy nie gaan mediteer op hierdie waarhede, totdat hierdie waarheid vir jou 'n werklikheid word, dis Jesus in my, en jy sien hoe dat wonderwerke uit jou lewe begin vloei, hoe dat jou lewe begin verander deur die geloof in hierdie lewe in jou. En hoe meer jy hierdie lewe toelaat om ryklik in jou te woon, hoe gouer baar daardie swangerskap en sien die mense dat hier is iets niets in hierdie mens. Dit is nie gewoon weg nie. Dit is nie iets wat jy enige plek kan sien nie. Dit is so belangrik om hierdie realiteite te sien, om Christus ryklik in jou te laat woon, tot die mate dat jy glad niks meer op die vlees vertrou nie, maar absoluut net, maak nie saak wat die teëspoed, wat die omstandighede is nie, jy bly net vertrou op hierdie groot lewe wat vir jou gekom het. Jy
mediteer op daardie kruisiging. Jy mediteer op Jesus Christus wat nou jou lewe is. Jy mediteer sy verhouding met die Vader en jy sien hoe dat hy absoluut in die hand van sy Vader is en jy begin besef dat soos Christus was, wat jy in die skrifte van sien, so is jy nou. Want hy is nou jou lewe. Daar is net een lewe, mense. Dis daarom wat hy in Efesiërs 4 sê daar is net een God, net een geloof, net een doop. Daar's net een lewe, die lewe van Jesus Christus. Dis die kerk is net een kerk. Daar's nie 10 of 2000, 10.000 verskillende kerke nie. Nee, dis net een kerk. Die ware gelowiges, hulle wat glo dat Christus hulle lewe is. Sonder dat Christus jou lewe is, het jy geen lewe nie. Hy is die lewe wat God na die aarde gestuur het vir die mens, die reddingsboei wat hy gestuur het. Dit is so belangrik. Luister net 'n bietjie na Romeine 5. Ek lees ek dink ek gaan so van vers 15 af lees, want dit is baie belangrik. Hy sê, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe van genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Jy sien, deur een sonde is die mensdom in sonde gedompel. Maar baie groter is die redding wat gekom het in Christus Jesus. Nou gaan hy aan in vers 16, hy sê, en nie soos deur die een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot die vryspraak. Uit baie misdade tot die vryspraak, dis wat God kom doen het. Die vryspraak is sy werksverrigting. Mense, en wil jy nou teen God gaan en sê hy het die mens nie vrygespreek nie? Dit is so belangrik dat ons lering kry en dat ons absoluut sien hoe groot hierdie werksverrigting van God is aan die kruis. Hy het ons kom vryspreek vir tyd en ewigheid. Maar jy kan dit net verkry deur geloofsoortuiging. Jy moet glo, jy moet daarop mediteer, jy moet dit glo en dit word vir jou 'n werklikheid. Sonder geloof, Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof geen manier om God te behaag nie. Dit is so belangrik, mense, dat ons absoluut inkyk en absoluut hierdie vryheid sien wat hierdie groot God kom verwerk het. Luister nou na vers 17. Hy sê, wat as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, die misdaad van Adam geheers het nou in die wêreld. Luister, ek begin weer by vers 17. Hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, dis die sonde van Adam, dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang het, die gawe van geregtigheid ontvang het, in hierdie lewe heers deur die een Jesus Christus. As jy aanvaar wat aan die kruis van Golgotha gebeur het, nou dit word wyd beskryf in die skrifte. 'n Mens kan dit nie mis nie. Jy moet sien, dis 'n gawe wat God aan jou kom skenk het, die vryspraak. Hy het jou absoluut kom vryspreek en jou die gawe van geregtigheid gegee. Nie net vrygespreek nie, jou die gawe van geregtigheid geskenk. Luister net daarna. 2 Korintiërs 5 ek gaan so van vers 20 af lees.
Hy sê ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan, een ander vertaling sê deur ons pleit. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, Jesus Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan wees die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dis die geregtigheid wat hy aan ons geskenk het. Dis so belangrik dat ons die skrifte in konteks sien en dat ons sien hoe dat dit nie net die vryspraak is wat gekom het nie, maar hoe dat die hele realiteit van die groot verlossingsplan van God vervolmaak was aan die kruis. Nooit weer sal hierdie evangelie op 'n ander manier kan verkondig word, is die werksverrigting van hierdie groot God, dat hy gekom het om die mens vry te spreek en aan die mens sy geregtigheid te skenk. En as jy dan begin kyk na die skrifte en jy kry lering en jy sien hoe dat God ons nie net sy geregtigheid geskenk het nie, maar hoe hy ons 'n volheid geskenk het, waarmee ons onsself kan beklee. Want deur ons eie werke was ons soos mense wat naak was. Maar nou noem hy dit, hy soebat eintlik by ons. Beklee ons nou met sy werksverrigting. Beklee ons nou met dit wat hy vir ons kom doen het. Sy geregtigheid wat hy ons geskenk het. En dan gaan hy baie verder. Ek wil net nog 'n bietjie hier verder gaan in Romeine 5 voordat ons verder kyk. Hy sê, want vers 17, wat as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid, wat ons ontvang het in hierdie lewe heers deur die een Jesus Christus. Daarom dan, net soos deur die een die misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit dat een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe is. Sien, alle mense dieselfde gawe ontvang, die regverdigmaking van die hele skepping van begin tot einde. Want vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel het, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, Jesus Christus, baie tot regverdigheid gestel word. Hulle wat die gawe van geregtigheid gaan ontvang. Jy sien, as jy nie die gawe van jou vryspraak aanvaar nie, as jy nie die gawe van geregtigheid ontvang nie, dan verloor jy en jy begin nie besef dat alle gawes wat ooit gekom het gekom van hierdie groot God van die hemel, wat deur sy liefde gedring was, om die mens te red, terwyl hulle dood was in sonde, om daardie probleem af te handel aan die kruis. En soos daardie probleem afgehandel is aan die kruis, bly daar nou net een realiteit oor. En dit is om Jesus Christus te aanvaar as jou lewe. Nie as 'n doktrine nie, as jou lewe. Galasiërs 2 vers 20. Dat jy nie meer leef nie, maar toelaat dat Christus nou in jou leef. Jy sien, is baie belangrik, mense. Dit is so belangrik dat ons nou erns maak met hierdie evangelie. Want dit is so belangrik dat ons ook sien
dat God die tye van onkunde oorgesien het. Dit is Handelinge 17 vers 30, dink ek. Sê dat God het die tye van onkunde oorgesien, maar wil nou hê dat alle mense tot die kennis van die waarheid kom. En dit is daarom dat dit so belangrik is dat ons in die skrifte bly, sonder dat jy die geskenke wat in die skrifte beskryf word, aanvaar, het jy geen reg op heiligheid, geregtigheid, verlossing van sonde nie. Jy het nie reg daarop nie. Jy moet dit aanvaar wat God vir jou gedoen het, en nie wat jy vir God moet doen nie. Dit is absoluut belaglik, dat stof hierdie groot God kon verheerlik. Dit was so 'n patetiese godsdienst, dit wat deur die wet gekom het, en dit kon nooit werk nie, en dit is bewys deur die hele Ou Testament, en hoe Christus die wet moes kom vervul het, sodat ons almal in 'n vryheid kan staan, dit wat hierdie groot God vir ons kom doen het. Dit is, mense, as daar 'n behoefte is in die wêreld vandag, is dat elke mens die evangelie moet ken. Elke mens moet weet dat God het hom waarlik lief, en God het in sy doen en late hom vrygespreek en hom begin verseël met die Heilige Gees van belofte, sodat hy absoluut in God se werksverrigting kan vertrou, en absoluut op God vertrou wat hom kom red het. Hy is die redder, om hom te vertrou en absoluut daarin te wandel, dag na dag. Dit is absoluut die begin en die einde van die evangelie. Dit is so belangrik dat ons daarby sal bly. Ons lees byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 30. Luister net hoe mooi. Ek dink ek wil eers 1 Korintiërs 1 is baie belangrik om die hele skrif in konteks te sien. Want hier in vers 5, luister net hoe begin hy. Ek gaan van vers 3 af lees. Hy sê, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd vir julle, vir die genade van God wat aan julle in Christus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis van Christus bevestig is onder julle. Wat is hierdie getuienis van Christus? Wat is hierdie getuienis wat hy dra op die oomblik dat hy na die aarde gekom het om sy Vader se doel te vervul? Hy kom om die aarde te red, en nou is dit sy getuienis. Dit is so belangrik om na die 14 boeke van Paulus te kyk, waar hy die absolute werklikheid van die kruis uitspel, en sien hoe dit gebeur het. Dit is die boeke wat jy selde of ooit sal hoor dat mense dit aanhaal. Dit is so belangrik, want luister net wat sê vers 17 van die 1 Korintiërs. Hy sê, want Christus, dis Paulus wat nou hier skryf, hy sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Wat is die evangelie? Die blye boodskap, dat Jesus Christus was gestuur as 'n redder vir die wêreld, en hy het gekom vir een enkele doel, om die sonde van die wêreld weg te neem en die mens weer aanvaarbaar te maak vir God. En die enigste voorwaarde daaraan is dat hulle sal glo. Sonder geloof onmoontlik om God te behaag. My volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Dit is so belangrik dat
ons in hierdie realiteite sal inkyk. Nou luister vers 17, hy sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. So maklik, begin jy weer oor die afgehandelde werk van God in Christus Jesus. Begin jy dit weer aanhaal, sonde, ongeregtigheid, dit wat hy in die diepte van die see gewerp het, dit begin jy aanhaal, en jy verydel die kruis, jy maak dat mense nie die kruis kan verstaan nie, want redding het aan die kruis gekom, volmaakte redding vir elke mens, as hy dit kan glo en aanvaar, en geloof verander elke mens tot in die diepste van sy wese, en dis daarom wat mense aangemoedig moet word om die waarheid te ken en so die vryspraak te bekom. Dit is so belangrik. Nou luister verder. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis die krag van God wat die kruisiging in werking gestel het. Dis God wat die mens kom red het. En as hy 'n mislukking gemaak het, is die mens verlore. Maar hy het 'n 100% vir sukses veroorsaak. Maar elke een moet dit net aanvaar, soos wat God dit vir hom geskenk het, anders verloor jy alles en jy gaan net verlore weens 'n gebrek aan kennis. En dit is so belangrik. Luister nou verder, hoe verduidelik die 1 Korintiërs 1, dis nog net dieselfde hoofstuk, hoe verduidelik hy in die 30ste vers. Hy sê, maar deur God, nie wat jy gedoen het nie, wat hierdie groot God kom doen het, deur God is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, nie iets wat ons moet word nie, hy het dit vir ons geword, ons wysheid uit God, 'n wysheid wat die wêreld nie kan verstaan nie. Hoe kan jy verstaan dat jy nie meer kan sondig nie? Hoe kan jy verstaan dat jou gees nou verseël is met die Heilige Gees van belofte, dat geen sonde ooit weer in jou gees kan indring nie, dat jou gees vir jou kosbaar geword het, dat jy weet dat hierdie gees is verseël met 'n ewige erfdeel in die hemele. En luister nou verder, hy het vir jou wysheid uit God geword en geregtigheid, sy geregtigheid, dit wat ons na gekyk het, 2 Korintiërs 5 vers 21, en heiligmaking. Hy het vir jou heiligmaking geword, die volledige pakket, mense. Dis nie iets wat nog moet gebeur nie, jy moet dit aanvaar, en soos jy die volledige pakket van verlossing aanvaar, begin hierdie heerlikhede vrugte dra in jou lewe, en dan noem hy dit in Johannes 14 en 15, soos 'n wynstok en 'n takkie wat vrugte dra, en jy moet in daardie takkie moet in die wynstok ingeënt bly, en dan sal hy veel vrugte dra. So ons moet in hierdie werklikhede bly, sodat ons veel vrugte kan dra. Vrugte is net die aanvaarding van die menigvuldige gawes van hierdie groot God. Prys sy wonderlike naam. Amen.